Hartlike welkom julle. Dis my voorreg om saam met julle hierdie tyd te spandeer vanoggend. Ek vind hierdie woorde van die laaste lied wat ons gesing het so diep. Onthou ek vir my 23 jaar terug in my lewe. Toe ek die knie gebuig het en gesê het, Here Jesus, U wil ek volg, en die voorreg dat dit vandag 23 jaar in my lewe is, hierdie jaar, jy weet. Ek weet iets van julle wat lank al voor my is en wat na my gevolg het. Hoe goed ons hom ken. Ek vertrou dat die pad wat ons saam stap hier sou ook by LCF 'n pad is wat jou help om mooi ontdekkings te maak van wie jou hemelse Vader is. Jy weet, van daai ontdekkings wat ons maak is die goeders wat ons op koers hou. Dit sê daar's net geen manier wat enigiets anders hier diep in my binneste my so kan aanraak soos wat hy doen nie. En dit maak nie saak hoe taaf die dinge is nie, jy weet. Maak nie saak hoe taaf die dinge is nie, wat die wêreld, dit kan taaf raak, nee. Dit kan taaf raak, dankie vir daai ja. Dit kan taaf raak. Maar ons is net vasoortuig dat daar's nie 'n omdraai nie. Ons skram saam vorentoe. En vanoggend gaan ook om jou te help daaroor, want ek wil vanoggend praat oor die heel belangrikste preek. Nou sê ek eers nou, iemand vir my sê die heel belangrikste preek, dis nou die titel van my preek, die heel belangrikste preek. Sê ek, joh, dis 'n diep stelling om te maak, so wat is nou die heel belangrikste preek? Die heel belangrikste preek het nie eintlik 'n onderwerp nie. Ek het in 2016, ek gewonder wie vanoggend hier was iemand wat vir my sê, Friedel, in 2016 het ek in die skoolsaal gesit. Lig julle hand, hou gou, dis ek het 2016, hè? Ek in die skoolsaal. So, okay. Vanoggend, miskien was jy daai sonnagoggend van 2016, hierdie boodskap kom uit 2016 uit. Is 'n boodskap wat ek in die skoolsaal gepreek het. So ek het geweet dat die grootste meerderheid van julle nie in 2016 in die skoolsaal was nie. Maar vir ingeval jy dalk vergeet het van daai boodskap in 2016 in die skoolsaal, hierso is hy weer vanoggend, want ek dink is 'n boodskap vir elke dag. Dis 'n boodskap vir ons vir elke dag. En dit is 'n boodskap wat my en Valerie al deur ook intense tye in ons lewe gevat het, van die beginsel van die heel belangrikste preek. Het nie eintlik 'n onderwerp nie. Die heel belangrikste preek, wil ek vanoggend sê, is die een wat jy vir jouself preek. Hier is die heel belangrikste preek. Die heel belangrikste preek is die een wat jy vir jouself preek. Nou gaan jy vir my sê, nou wat moet ek vir myself preek? Nou dis waar vanoggend gaan. Ek wil vanoggend begin deur te kyk na Psalm 42 vers 12 en ek sê miskien ek dink almal van ons wat hier sit het onsself al in hierdie omstandighede gevind waar hierdie boodskap van vanoggend nodig was. En ook nodig om myself uit die omstandighede uit te kry, veral dit wat hier aangaan, nê. Nou Psalm 42 vers 12 is 'n skrif wat hier's twee uiterstes aan hierdie skrif, want eers begin hierdie, ek sien is 'n psalm vir die Koragiete, ek kan nou nie sê dis Dawid wat hom geskryf het nie, maar hy begin daar met die eerste gedeelte van daai vers wat sê, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Nou ek vir jou vra, het jy al gekerm? So daar waar die vrou en man so stamp, my man, jy kerm elke dag. Nee, of die man die vrou, sê my vrou, pastoor praat van jou vanoggend. Sê, hoekom is jy so in vertwyfeling? Miskien sien jy jouself in hierdie skrifgedeelte vanoggend. Hoekom is jy so in vertwyfeling? Jy's miskien in 'n tydperk, jy's dalk in 'n krisis tydperk vanoggend. Daar's iets groots in jou lewe en daar's 'n mate van vertwyfeling hier in jou binneste en daai vertwyfeling speel homself uit by dit wat uit jou mond uitkom. Dan word dit 'n gekerm. Nee. Maar dan sien ek hierdie psalmdigter. Hy is nie gelukkig met daai gekerm nie. Want dis in dieselfde vers. Hierdie gedeelte is in dieselfde vers. Dan sê hy, vertrou op God. Dis asof hy hier vir homself sê, ja, dit is vertwyfeling en miskien is daar 'n gekerm, maar om homself uit daai gekerm uit te kry, is hier 'n herinnering. Hy is besig om vir homself te preek. Hy sê, vertrou in God. Vertrou in God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy
is my helper en my God. En dat die ding van vertwyfeling en gekerm en vertrou op God en hy is my helper, speel homself uit in dieselfde vers hierso. So, ek wil so 'n bietjie vanoggend wil ek Nuwe Testament skrifgedeeltes vat om ons te help, om dit wat die psalmdigter in hierdie vers gedoen het, om homself uit daai gekerm en vertwyfeling te kry, want hy sê vir homself, vertrou in God. Ek weet, ek is dalk besig om, hier's 'n moeilike tydperk, en hier's so 'n bietjie van 'n, ek wonder of hierdie ding gaan uitspeel, ek wonder of hierdie ding reg gaan uitspeel. Ek is onseker of hy reg gaan uitspeel, maar ek sê vir myself, ek gaan in God bly vertrou. Ek gaan op hom bly hoop. So wanneer ons deur tye van mismoediging gaan, en dit voel of ons nie altyd antwoorde het nie, want ek weet, daar is sekere tye wat ek saam met my vrou al in ons lewe deurgaan, en wat sê, antwoorde is nie eenvoudig nie. En partykeer is daar geen mooi woordjies vir hierdie situasie nie. Partykeer is selfs 'n medegelowige se mooiste, pragtigste woordjies is nie eens eintlik my antwoord nie. Dis nie wat ek nou wil hoor nie. Iemand het al dit baie mooi bedoel vir my te sê, jy weet, met 'n versie. Ek weet nie wat ek nou wil hoor nie. Dis asof ons in tye kom waar wanhoopigheid die oorhand oor ons begin kry. Wanhoopigheid so maklik. Ek dink hier's niemand van ons wat hier sit wat sê, Friedel, dat daar nie tye was in my lewe waar wanhoopigheid die oorhand oor my gekry het nie, en wat ek het begin agterkom het. En wanneer jy dit begin agterkom, sê ek, goed, hoe kom ons uit hierdie oomblik van wanhoopigheid uit? Nee. Sê ek, dalk kan dit jou vanoggend help om te sê, wat is die boodskap wat jy vir jouself preek? Wat is die preek wat jy vir jouself preek? Na Jesus se opstanding, en ek sien dit in Matteus 28 vers 17, julle sal hierdie vers daar sien, Jesus het uit die dood uit opgestaan, hy verskyn aan sy disippels, en Matteus 28 vers 17 sê, van hierdie disippels, van hierdie wat hom gesien het, onthou, net 2-3 dae terug, hulle het hom aan die kruis sien sterf, en skielik staan Jesus tussen hulle, en dan sê die skrif, party het hom aanbid, en party het getwyfel. Party het hom aanbid, en party het getwyfel. En twyfel is 'n eeueoue ding, wat hier binne in die mens is. Dit kom partykeer, twyfel kom partykeer. Maar een van die goeters wat in die laaste 23 jaar van my lewe, is wat ek kom twyfel agter, en dan sê ek, dan verklaar ek oorlog teen twyfel. Ek is nie gelukkig met twyfel nie. Wanneer ek twyfel agterkom, sê twyfel, ek kom agter, jy's hier, maar teen jou gaan ek oorlog verklaar, want van jou gaan ek ontslaa raak. Nou, wanneer gedagtes van twyfel ons oorheers, Annelies het vanoggend, kan jy onthou, Annelies, hierdie skrifgedeelte wat jy aangehaal het van elke gedagte gevangen neem, waar staan dit? Geef my adres. Geef vir my die adres. 2 Korintiërs 10 vers 5. Amper, jy is in die regte testament daarso. 2 Korintiërs 10 vers 5. Dit sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevangen neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Larry noem hom so, dink wat jy dink. Dink wat jy dink uit Vibrant Hearts uit. Hierdie skrifgedeelte sê dit net so, wanneer jy agterkom dat jy dink wat jy dink en dat daai gedagtes is gedagtes van vertwyfeling, is dit soos, hey, ek kom agter, dis amper asof ek staan hier en ek hou daai gedagte so dop, daai gedagte is op pad om in 'n rigting te gaan van vertwyfeling, en dan sê ek vir hom, hey, kom hier, en dan sê ek, hierso is my ander wêreld, my realiteit in Christus, en daai gedagte wat my wil vat in 'n rigting van dieper gat, dieper mismoedigheid, is soos, ek gryp jou vas, en ek sê vir jou, hier is Jesus Christus. Hier is my ander realiteit. Dat die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig in God om vestings neer te werp, is die vers net voor hierdie 2 Korintiërs 10 vers 5. En vanoggend gaan alles daaroor is om, wanneer die gedagtes van vertwyfeling wil weghardloop,
daai gedagtes wat ons so mismoedig maak, het ons vir hom sê, hey, ek gaan nou vir jou 'n ander realiteit gee. So, wat is dan die ding wat ons vir onsself moet preek? Hierso, ons preek wat ons vir onsself moet preek het 3 dele. OK, daar's 3 dele van hom. Nou julle moet vanoggend saam met my werk. Gemeente, geliefdes, vriende, broers, susters, gaan julle saam met my werk. Die helfte van hierdie preek gaan julle preek. Is dit OK? OK, ons gaan hom hoor vanoggend. Wat is ons skriftuurlike fondasie van deel 1? Deel 1, want dit is belangrik. Die preek wat ons vir onsself preek, hy moet 'n gesonde skriftuurlike fondasie hê. Nee, ek dink so, ek wonder, ek raai, ek het al gehoor. Sê nee, waar is jou skriftuurlike fondasie vir dit wat ons preek, né? Right, dis die stap 1 van 'n goeie prediker. Ons kan nie net kom gooi nie. Ons het 'n fondasie nodig. Matteus 28 vers 18 tot 20. Hoor wat sê die skrifgedeelte. Jesus kom nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde." En dan vers 20 sê: "Onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld." Hier's 2 goeters wat ons moet onthou wat uit hierdie skriftuurlike fondasie uitkom. Punt nommer 1 is Jesus het alle mag. Punt nommer 2 is Jesus is altyd by my. OK? Jesus het alle mag. Aan hom behoort alle mag. Wanneer Psalm 42 vers 12 se realiteit van waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Wanneer daai ding wil kom klop, dan wil ek vir hom sê vertwyfeling en gekerm. Vertwyfeling en gekerm. Aan Jesus behoort alle mag. Want daar is een of ander rede of situasie waarna ons kyk. Daar's een of ander situasie wat in ons lewe is op daai oomblik wat maak dat daar vertwyfeling is, nie waar nie? Jy twyfel mos nie as daar niks is nie. Jy twyfel nie as daar nie een of ander dreigende, ek weet nie, as ek dit nou kan noem 'n gevaar in jou lewe is nie. Dis mos een of ander dreigende gevaar wat jou maak dat daar 'n vertwyfeling is. Ek sê nou, daai dreigende gevaar, wil ek sê, het nie alle mag nie. En die een wat daai dreigende gevaar wil vat en wil laat uitspeel, of dit nou jy is en of dit nou jou geestelike vyand is, want partykeer is ons 'n span. Ek en my geestelike vyand. Ek en my geestelike vyand kan 'n span wees wanneer ons saamstem oor dieselfde ding. Dan sê ek wil eerder graag met die Here Jesus se span wees, want ek wil sê wat hy sê. Ek wil nie saamstem met wat my geestelike vyand sê nie. Ek wil saamstem met wat die Here Jesus sê. En wat die Here Jesus sê is, aan hom behoort alle mag. Dat daar is 'n situasie wat homself kan onderwerp aan iemand wat alle mag het. Punt nommer 1. En punt nommer 2. Jesus het 'n baie groot stelling gemaak toe hy vir ons gesê het, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En ek sit en dink aan die skrifgedeelte, dan kyk ek daarna en dan sê ek, julle, die Here kan nie jok nie. As dit iets is wat jy glo dat God nie kan jok nie, soos wat sy skrif sê, hy kan nie lieg nie, ek is die Here God, ek kan nie jok nie. Dan kom die Here Jesus en hy sê baie profound ding vir my en vir jou, sê, ek is by jou al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Dan is daar tye wat ons glo dat ons alleen is. Daar's tye wat ons glo dat ons alleen is. Ek is in hierdie situasie alleen. Die Here weet nie daarvan nie, die Here is nie hier nie, ek is alleen. Dis hoe dit vir my voel. Dan sê ek voel alleen is iets wat ek wil vasvat en ek wil hom onderwerp aan iets wat sê ek is by jou al die dae. Okay? So hierso is die reël 1 van hierdie preek wat ons uit hierdie skrifgedeelte gaan uithaal. En dit is die volgende: Jesus is by my en aan hom behoort alle mag. Kan jy dit vir jouself preek? OK. Ek gaan nou vir julle hier sê, hoor gou mooi. Jesus is by my en aan hom behoort alle mag. Kan julle dit sê? 1 2 3. OK. Kom ons sê hom lekker hard. Ek gaan weer vir julle tel tot 3
julle het baie goed gedoen, julle sit so op 60%, nou kan julle vir my dit sê, asof julle dit werklik waar glo, ore en hart, hoor wat my stem sê. 1, 2, 3. Right. Is nie te moeilik nie, né? Hier is deel 1 van die preek wat jy vir jouself preek. Jesus is by my, en aan hom behoort alle mag. Jy gaan môre in 'n situasie inloop, of Dinsdag of Woensdag of elders. Gaan jy in 'n situasie inloop waar dit nodig gaan wees vir jou om hierdie woorde oor jou mond te laat kom, sodat jou ore en jou hart dit hoor. Jesus is by my, en aan hom behoort alle mag. Amen. Nou, dis net vir my so mooi toe ek Daniël 3 vers 25 gelees het. En dis die gedeelte van 3 ouens wat in 'n vuuroond gegooi is. Ons almal ken daai gedeelte baie goed. En daai 3 ouens is alleen in die vuur gegooi. En selfs die ouens wat na die vuuroond gestaan en kyk het, was verbaas toe hulle na die vuuroond staan en kyk, maar daar's nie net 3 ouens daar binne nie, daar's 4 ouens daar binne. En hulle het dit verklaar sê, die vuurreën lyk soos 'n gode seun, 'n seun van die gode, son of the gods, because it was the son of God. Toe 3 ouens in die vuuroond, daar was 'n dag en 'n tyd wat hulle gesê het, ek gaan staan vir die Here, no turning back, I have decided, it's God. En toe wil hulle 'n ander God bring, sê ek gaan nie. Hulle was nie verseker dat God hulle gaan red uit die vuur uit toe hulle gesê het, ek gaan nie buig nie. Maar hulle het die keuse gemaak en gesê, ons gaan nie terugdraai, ons weet wat die waarheid is. En die merkwaardige ding daar is, hoe God hulle daar uitgered het. En vir my en vir jou, aan die ander kant van 'n verbond, wat baie kragtiger is as die verbond van Moses. Die verbond van die bloed van die Seun van God, is 'n baie kragtiger verbond, waarin ek en jy met Abba Vader staan. En die Here Jesus het gesê, ek is by jou, al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Nou wil ek vra, sal hy nie ook saam met my en jou in die vuuroond wees nie? Amen. Sal hy nie? Sal hy teruggaan op sy woord? Maar ons het nodig om dit vir onsself te sê partykeer. Want wat aangaan hier binne, is asof hy ons gaan los. Dis wat aangaan hier binne. Jesus is by my, en aan hom behoort alle mag. OK, ek sal sê 1, 2, 3. Sorry, ek maak julle die mekaar. OK, van nou af as ek so maak, dan is dit jou beurt, OK. Jesus is by my, en aan hom behoort alle mag. Deel 2. Deel 2 se skriftuurlike fondasie kom uit Deuteronomium 33 vers 27 uit. En dit sê die volgende: die ewige God is 'n skuilplek. Hoor vir my. Love it. Die ewige God is 'n skuilplek. En sy arms is altyd onder jou. Nou, as ek die New Living Translation sê, the eternal God is a refuge, and his everlasting arms are underneath you. Daai woord underneath, onthou hier, as ons kyk na die Ou Testament, geskryf in Hebreëus, is die woord tagat. Hy word gespel T-A-C-H, A-T-H. Jy spreek hom uit tagat. Dit beteken under you, beneath you, bottom. Dit beteken God is at the bottom. His arms are at the bottom. Het jy al ooit 'n tyd en 'n plek in jou lewe bereik waar jy in jou kop gedink het, ek is platgeslaan? Die Engelse gebruik hier woorde, I've hit rock bottom. Geliefdes, het jy al ooit rock bottom bereik? My hart is stikkend. Ek is stikkend. Ek kan nie laer. Ek kan nie op 'n slegter plek wees, ek's rock bottom. Ek onthou 'n tyd, ek onthou 'n dag, en Lady gebruik dit self in haar getuienis.
Sy staan voor 'n oop graf, met 'n klein kussie in die graf, en haar 4-jarige geliefde Kayla, sy liggaampie, lewelose liggaampie, is in 'n klein wit kussie, onder in daai gat. En ek staan langs Leirie en ek onthou hoe haar boetie Wian na haar toe gekom het en haar so gevat het en vir haar gesê het, Leirie, sussie, sy genade is vir jou genoeg. En Leirie wat sê, haar woorde was, boetie, ek dink nie die keer so nie. Rock bottom. Maar kom ek vertel vir jou van iets waarvan ek 'n getuie was. Ek het dit sien speel. Net wanneer jy dink, ek is rock bottom, dan wil ek vir jou sê, dis nie die rock wat onder jou is nie. Die rock is nie die bottom nie. Want Deuteronomium 33 vers 27 sê, die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. Dis nie die rock wat op die bottom is nie, dis sy arms. God se arms is op die bottom. En oor 'n tydperk van dae wat weke geword het, wat maande geword het, het God ons help verstaan, dat toe ons gedink het, ons is op die laag van die laag, was dit nooit dat sy arms nie daar was nie. So hier is deel 2 van ons boodskap. God se arms is onder my. God se arms is onder my. God se arms is onder my. Het julle deel 1 al vergeet? Kan ons hom traai deel 1, deel 2? Die ewige God. Ek toets julle. Die ewige God is 'n skuilplek. Sy arms is altyd onder my. So, Jesus is by my en aan hom behoort alle mag. God se arms is onder my. Okay, so, die preek wat ons vir onsself preek, ons het nou al deel 1 en deel 2. Hy gaan soos volg. Jesus is by my en aan hom behoort alle mag. God se arms is onder my. Gemeente. 1, 2, 3. Hoor jy wat jy sê? Ek wil vir jou vra. Dis nie net monkey see, monkey do nie. Ek wil hê jy moet hoor wat jy sê. Jesus is by my. En aan hom behoort alle mag. God se arms is onder my. Want jy sien, daar is 'n tyd wat ons gaan kom met situasies voor ons, wat baie reël is, wat ons moet vertel van iets anders, wat baie reël is. Dis belangrik dat jy, hier sit party van julle wat dalk sê, en ek was in 2016, was ek daar, wie was in 2016 in die diens, toe ek hierdie boodskap bedien het? Ek wonder of het julle hom vergeet oor al die jare heen. Daar's mense wat my aan die einde van daai ding gebel het, wat vir my gesê het, hulle kinders het op pad huis toe, in die kar, die ding herhaal. So eenvoudig, dat 'n kind dit kon onthou. Jesus is by my en hom behoort alle mag. God se arms is onder my. Kom ons gaan aan na deel 3 van hierdie boodskap. Romeine 3 vers 12 is 'n skrifgedeelte wat sê, God het aan elkeen van ons 'n maat van geloof toebedeel. En ek weet as ek nou hierdie skrifgedeelte gaan lees, sê God het elkeen van ons 'n maat van geloof gegee. Nou gee jy vir my sê, Friedel, daar is nou juis my probleem. Want die maat van geloof wat jy gekry het, en die maat van geloof wat ek gekry het, is soos hemelbreë verskil. Dis nie
waarvan hierdie skrifgedeelte praat nie. Ek weet, baie keer word al die hoop in die geloof binne in ons word getoets, maar ons skriftuurlike fondasie van deel 3 van hierdie boodskap vanoggend kom uit Matteus 12 vers 20 wat sê: Ek sê vir julle, as julle die geloof het van 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: gaan weg hiervandaan, daarna toe, en hy sal weggaan. Dis 'n paar jaar terug wat oom Sakkie vir my 'n botteltjie mosterdsaad gegee het. Is hier nog een van julle wat 'n botteltjie mosterdsaad by hom gekry het? Dankie. So, daar was 'n tydperk lank, hy het hom eintlik vir my gegee om in ons sak rond te dra. Want ek weet om Sakkie tot vandag toe nog baie keer, ek weet nie of hy het nog steeds doen, draai hierdie mosterdsaad botteltjie in sy sak, om hom te herinner, dat dit verg nie baie geloof nie. Dit verg mosterdsaad geloof. So ek wil vir jou sê, as jy nou vir my sê, ek het nie geloof vir hierdie situasie nie, dan sê ek, dit vat nie 'n berg geloof om 'n mosterdsaad te skuif nie, dit vat mosterdsaad geloof om 'n berg te skuif. En ek sit en kyk na hierdie saadjie, dan sê ek haal hom uit, ek probeer hom vir julle wys. Ek weet jy, daar's hy. Kan jy hom sien? Nee, is oké. Ek glo julle kan hom nie lekker sien nie. Julle sal hierdie kan sien, dis nou 'n samestelling van 'n klomp saadjies, 'n baie klein saadjie. En ek gaan Google en sê ek, okay, mosterd, jy kry plant wat net soos 'n onkruid, hy groei soos 'n krui, maar daar's ook 'n mosterdboom, en dink ek myself, ek sê, uit hierdie klein saadjie, die oomblik wanneer hierdie klein saadjie in die grond gesit word, en hy kry grond, hy kry water, en later sonlig, dan kom iets massief uit hierdie saadjie uit. Dit is merkwaardig vir my om te gaan dink dat ek hierdie ding kan plant en dat miskien aan die einde van my lewe dat daar 'n boom kan staan wat skaduwee gee vir baie mense. Iets enorm kan kom uit ietsie so klein. Hier sê. Baie klein. Hoeveel geloof verg dit om 'n situasie te oorkom? Soveel. En as jy vir my sê, ek het nie die geloof nie, dan wil ek vir jou sê, jy het die geloof daarvoor. En dan gaan jy vir my sê, vriendelik, ek het nie die geloof daarvoor nie. Dan gaan ek vir jou sê, jy het die geloof daarvoor. En jy vir my sê, vriendelik, ek het nie die geloof daarvoor nie. Dan gaan ek vir jou sê, en dis deel 3 van ons boodskap. Ek het die geloof daarvoor. Mosterdsaad. Jesus kies om hierdie voorbeeld, so hoeveel geloof het jy nodig, dan het die Here Jesus gekies om vir my en vir jou te laat opskrywe in die woord. Ons het soveel geloof nodig. So ek sê deel 3 van hierdie boodskap is, ek het die geloof daarvoor. Ek het die geloof daarvoor. Ek het die geloof daarvoor. Sê of jy dit glo, ek het die geloof daarvoor. Ek het die geloof daarvoor. Hoor jy wat jy sê? Ek het die geloof daarvoor. So nou moet ons 3 dele bymekaar sit. Jesus is by my, en aan hom behoort alle mag. God se arms is onder my. Ek het die geloof daarvoor. Gaan ons dit sê? Hier gaan ek dit gooi. Dan gaan julle hom gooi. Lekker hard. Soos een stem. Jesus is by my, en aan hom behoort alle mag. God se arms is onder my. Ek het die geloof daarvoor. Yes, man! Kom ons doen dit weer. Jesus is by my en aan hom behoort alle mag. God se arms is onder my. Ek het die geloof daarvoor. Amen. Kom ons gee vir mekaar 'n hande klap. Well done. So vir ons is die skriftuurlike fondasie van hierdie boodskap is Matteus 28 vers 18 en vers 20. Dit is Deuteronomium 33 vers 27 en dit is Matteus 12 vers 20.
Daar's ons skriftuurlike fondasie van 'n boodskap wat ons nodig gaan hê by tye om vir onsself te preek wanneer alles die twyfel in ons na vore wil laat kom en die geloof in ons wil dooddruk. Jesus is by my en aan hom behoort alle mag. God se arms is onder my. Ek het die geloof hiervoor. Ek het die geloof hiervoor. Ek sit 'n week en 'n half terug, sit ek met Jacques in gesels en dit is eintlik daai gesprek. Dit is eintlik daai ontbyt met Jacques daai oggend wat geboorte gegee het aan hierdie boodskap. Want Jacques deel toe met my, toe ek vra, hey Jacques, hoe gaan julle gesin? Toe vertel hy vir my van Christa. Een van Christa se kollegas het selfmoord gepleeg. En dis toe 'n moeilike tyd vir hulle. Maar toe sê hy 'n ander ding, en ek kan nou nie lekker onthou, as Jacques nou nie was, so ek vir hom gevra het, wat is die bron van dit? Hulle bedien vanoggend by die kinderkerk. Wat is die bron hiervoor? Hy het vir my genoem, Friedel, iemand het vir ons gesê, in die laaste ruk, was daar 22 jong mense wat hulle lewe geneem het. En daai woorde tref my en ek besef, weet jy wat, ons kom aan die einde van die jaar ook. Dit is 'n moeilike tyd van die jaar vir baie mense. In 'n tyd wat baie mense dalk is, hey, dis Kersfees, dis bietjie vakansie, die skole sluit, maar om baie ander redes is dit vir baie mense is dit 'n moeilike tyd van die jaar en miskien die vooruitsig van 'n 2025 wat voor lê, wat net nog weer 'n jaar is van 2024, skep 'n wanhoopigheid binne in mense en ek besef en daai oggend is dit die Here gee geboorte weer aan hierdie ding en hy herinner my aan hierdie boodskap. Ek sê kom, die Here kom staan vanoggend voor jou en hy wil jou kom bemoedig. Hy wil vir jou kom sê kom aan, wanneer dit druk, wanneer dit knyp, wanneer die realiteit van dit wat knyp vir jou baie reël is dit belangrik om vir jouself te preek, om te sê, Jesus is by my en hom behoort alle mag, God se arms is onder my, ek het die geloof hiervoor. En soos wat ons altyd sê vir mekaar ook, geliefdes, dit wat binne in hierdie gebou gebeur is fenomenaal, dis vir ons, dis vir my, maar weet jy wat, wanneer ons hier uitstap by hierdie deure, is dit wat God hier binne doen, en dit wat God hier binne doen, en dit wat God hierso doen onder ons, is belangrik wanneer ons by daai deur uitstap, want weet jy wat, daar is mense daar buite, wat dalk so naby is, om sy lewe te neem. Ons weet nie. En jy weet dalk nie waar en hoekom rig God jou hart na iemand toe en jy stap na iemand toe en jy sê vir hom, man, ek wil net vir jou gou ietsie sê. Ek wil vir jou sê, Jesus is by jou en aan hom behoort alle mag en God se arms is onder jou en weet jy wat, jy het die geloof hiervoor. En jy weet dalk nie hoekom jy dit vir iemand sê nie, maar die ewigheid sal dalk vir ons vertel dat daai einste woorde is woorde wat iemand se lewe red. So ek wil vir jou vra, hierdie preek wat jy vir jouself preek, vir die audience of one, ek wil vir jou sê, wil jy dit dalk vir 'n audience of two maak? Ek wil jou eintlik bemagtig met hierdie boodskap, as jy suksesvol is om hom vir jouself te preek, deel hom met iemand anders. Deel hom met iemand anders. Want weet jy wat jy gaan vind, jy gaan nie net 'n audience of two wees nie, jy gaan 'n audience of three wees. Want jy gaan God vind in daai oomblik. Jy gaan die getrouheid van die Here vind in daai oomblik. As jy oortuig is dat hierdie is 'n kragtige boodskap en dit vat jou gemoed van hier na daar. Want ek wil nou vir jou sê, geliefde, dink aan jou situasie, dink aan daai dreigende ding. Miskien het jy vanoggend kerk toe gekom, ek weet nie, dalk het jy vanoggend kerk toe gekom en jy het regtig met 'n swaar hart kerk toe gekom. Dalk tref Maandag jou en jy weet, Maandag lê iets vir jou en wag en daar's 'n swaar ding in jou hart. Ek wil vir jou sê, vat daai ding. Maak so. Het jy hom? Nou wil ek vir jou sê, as jy sien, vat hierdie ding en dan bring jy hom onder hierdie realiteit. Jesus is by my en aan hom behoort alle mag. God se arms is onder my. Ek het die geloof hiervoor.
Want die woord van God is lewend en kragtig. En skerper as 'n tweesnydende swaard. En dit vat ons van daar na daar. Dis wat God se woord doen. En God bemagtig jou met sy woord. Want hier is die skrifgie waarmee ek wil afsluit. 2 Korintiërs 7 vers 5 tot 6 skryf Paulus, hy sê, want ook toe ons in Macedonië gekom het ons vlees geen rus gehad nie, maar ons is op allerlei maniere verdruk. Van buite was daar aanvegtinge en van binne was daar verskrikkinge, maar hy wat die nederige troos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. Sê, wat het dit nou met vanoggend te doen? Ek sê, dit alles met vanoggend te doen. Wat vir my uitstaan van hierdie skrifgedeelte is 2 goed. Die een sê, God het getroos. Hoe het God getroos? Hy het vir Titus gestuur. Paulus skryf hierso. Hy sê, die Here het my vertroos toe hy Titus na my toe gestuur het. Kan ek vir jou vanoggend vra, is hier 'n Titus hier binne? Titus, praat met jou. Is hier iemand wat verstaan ek is 'n Titus? Is hier iemand wat verstaan wie wat God wil my gebruik om Titus te wees? Wie daai gelowige is 'n baie kragtige gelowige. Titus, ek praat met jou. Ek praat met jou. Laat die Here toe om iemand te vertroos deur jou te stuur. Amen. Kom ons almal staan op. Kom ons almal staan gou op ons voete. Maar ek sê, ons sluit hierdie diens af met die preek wat ons vanoggend geleer het. So ek gaan nou net tot 3 tel. En dan gaan ek vir jou vra om met 'n vaste oortuiging in jou hart te hoor wat jy besig is om te sê. Here, ek wil vra dat U die waarheid van hierdie woorde diep sal plant in elke hart. Dat U die lig wat hierdie woorde bring, dat dit harte sal verlig, dat dit gedagtepatrone sal verander, en dat dit hoop sal bring. Ek dank U vir dit, Here. Ek dank U, want dit is wat U woord doen. Right, ek gaan sê 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Here, ons prys U. Kom ons gee vir die Here 'n applaus. Sê Here, dankie. Dankie vir U woord, Vader. Dankie vir U ewige woord wat U vir ons behoue laat bly het, sodat in hierdie dag waarin ons leef, ons na U woord kan kyk en sê, dit het nog nooit sy krag verloor nie. En dit sal ook nooit. Ek dank U vanmôre dat U woord vir ons lewe gebring het in ons binneste, om ons kop te laat optel en bo oor 'n situasie te kyk, om te sê situasie, ek onderwerp jou aan 'n ander waarheid, dat Jesus is by my en aan hom behoort alle mag, God se arms is om my, ek het die geloof daarvoor, en ek dank U Here dat ons kan bid en vra, ek vra dat U vir Titus sal uitstuur, Here, in hulle werkplekke, by die skool, in die gemeenskap en in die winkels, met hierdie boodskap. Here, ek bid en ek vra, stuur vir ons na diegene toe, wat nodig het om hierdie woorde te hoor. U weet, Here, wie daar buite sit op moedverloorse vlaktes. Ek dank U, Here, dat U ons stuur met 'n boodskap,
want U wil U hand op iemand se hart plaas. Dankie vanmôre hoe U harte kom lig het. Dankie dat U U hand vanmôre onder U seuns en dogters in hierdie plek se harte sit om ons harte te kom oplig, om ons gemoed te kom oplig, om ons gedagtewêreld te kom oplig. Ek dankie dat die realiteit hier van ons versterk en ek dankie dat U ons gebruik om iemand anders te versterk. Ons loof U hiervoor. In Jesus se naam. Amen. Amen, geliefdes. Amen. Dit is my so mooi om julle dit te hoor sê. Kan ons dit nog een keer doen? Hey. Maandag staf. Dinsdag staf. Ons moet hom ken. Ons moet hom onthou. Ons vergeet hom nie net soos wat ons hier uitry nie. Doen my guns, toets julle kinders. Partykeer lyk dit of kinders nie luister nie. Maar as jy huis toe ry, vra of hulle gehoor het. OK. Ek is nuuskierig. Die res van die kinders, ons bly seker maar kind in ons hart ook, die res van ons, ek weet nie. Kinders? 1, 2, 3. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle sy vrede gee. Amen.